Maar ek wil nou vanoggend hê ons moet gesels. So ek wil nie vanoggend is nou so 'n bietjie anders as ander kere. Is dit alright so? Moet ons die fan aansit? Moet ons die fan aansit? Goed. Okay Johan, jy sit die voorblykbaar. Yes. Nou julle het nou gesien op die groep, het ons gesê toe maar ons sukkel nog, my vrou kyk nou dadelik as ek so geheime taal beteken iets anders. Beteken dit. Yes. Goed. Maar julle het nou gesien ons wil bietjie deel vandag oor die krag van gebed. So ons wil sommer dadelik ons kan nou baie getuienis en geleentheid gee vir oggend en alles. Ja, skus die kindertjies. Julle nou kosbaar, die kindertjies is die belangrikste in die koninkryk. Maar ek wil eintlik is dit nou op my vrou se hart gewees die afgelope tyd dat ons deel oor die krag van gebed. Dankie iets plan, Jessie, dankie. Dankie. Jessie, dit help nou baie. Dit die hele tyd is iets nie reg nie. Dankie. Ek is bly dat dit jou gepla ook want daar's iets krap my hare om. Ja, veral hierbo. Sy het nou so het mos vir die een ou gevra, hoekom raak hy bles? Toe sê hy sy vrou kan nie haar sit kry nie. Yes. Goed. Nou kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons vandag kan deel oor die asemhaling, soos iemand eendag gesê het, van ons Christus lewe, gebed. En Here, dankie dat ons vandag kan kom bid, soos wat dit die laaste tyd die gebed in ons harte is, can we truly become a praying church? En dit bid ek vandag, Here, dat die gees van gebed, soos Sagaria 12 van praat, uitgestort word. U sê in daardie dag, as ek die gees van gebed uitskiet in julle midde, sal die dorp uitroep na die eniggebore seun. En dit staan in die Ou Testament wat gedeurboor is. Wow, Here, hoe honger en dors ons nie laat Vryburg begin roep na die eniggebore seun wat deurboor is. En U het dit gesê soveel jare voor die kruis. En die mense van daai tyd het dit nie eens besef nie. Maar laat daar lewe wees vandag, Here. Laat daar hoop wees in Jesus naam. Amen. Halleluja. Nou kom ons blaai net gou as 'n inleiding. Ek het nou 'n klomp skrif hier, maar ek gaan dit net quoteer en ek dink julle behoort meeste van hulle te ken, maar kom ons blaai na Lukas 18 toe. Lukas 18. Goed. Lukas 18 vers 7. Lukas 18 vers 7. Nou hier so gelykenis wat die Here Jesus gegee het. Nou in die ou vertaling staan daar in die opskrif die gelykenis van die onregverdige regter. Nou dit was van die vrou wat aangehou het en op die Here geroep het of na die regter toe gegaan het en sy het gebid en sy het gesmeek by hom en alles en sy het hom so gepla dat hy op 'n kol gesê het, gee tog net hierdie vrou wat sy vra. En toe kom die Here en hy sê in vers 7, hoor nou mooi hierdie vers 7, sal God dan nie reg doen, dis nie reg beteken justice, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval? Met ander woorde, wie van julle weet wat staan in Psalm 4 vers 4? Mooi, die Here hoor as ek hom aanroep. Halleluja. So, nou gaan julle dit onthou, nee, Psalm 4 vers 4. 1, 2, 3. Die Here hoor as ek hom aanroep. Wat staan in Jakobus 5 vers 16? Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En in daai selfde Jakobus sê die Here hy neig sy oor tot die hulpgeroep van die regverdiges. Maar ouens,
Hoekom het Jesus hierdie gelykenis gegee? Nou ek daag almal uit vandag, dat die een mens is vandag wat vir my kan sê hy het nog nooit moedeloos gewees nie. Is daar iemand wat jou hand kan opsteek en sê jy was nog nooit moedeloos nie? Goed. Nou Lukas 18 vers 1, die rede hoekom hy hierdie gelykenis gegee het is, en hy het hulle ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop, hoor nou mooi, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Ouens, daar's 'n mooi woord in die psalms wat sê, God is gedagtig dat ons stof is. Wow, hy weet, jy's ook maar mens. Is dit nie trooswoorde vandag nie? Amen. God is gedagtig dat ons stof is en hy weet, u en ek raak moedeloos. As ons bid en dinge nie dadelik gebeur nie. Nou geliefdes, wie van die, so dit is die inleiding, dit is die tema skrif van alles. Die Here gee vir ons 'n skrif en 'n gelykenis en hy sê hierdie woorde, ek gee vir julle 'n gelykenis, want hy weet, ons is stof, en hy sê dat julle nie moet moedeloos raak as julle bid. Met ander woorde, daar's 'n skrif wat ek en my vrou lief is om te quoteer, en dit is in Hebreërs 12 wat sê, rig die slap hande en die slap knieë op. Met ander woorde, ons word baie keer moeg. Nou ouens, nou gaan ek vir julle 'n skrif gee. Is julle reg vir hierdie ene? Lukas 22 vers 44. Ek sê dit nou met 'n doel, ek wil dit vaslê in julle harte. Oei, sommer, okay, Mila, gaan jy dit sommer vir ons lees vandag uit jou nuwe Bybel? Goed. 'n Nuwe Bybel? Of wie gaan dit vir ons lees? Lukas 22 vers 44. Kan jy Engels lees? Okay, so ons kan van jou skinder in Engels. 22 vers 44. Yes, daai het jy hom. And being in agony, deeply distressed and anguished, almost to the point of death, he prayed more intently, and his sweat became like drops of blood falling down on the ground. Ouens, die skrif sê, toe Jesus in 'n sware stryd, daai skrif sê die agony, in die tuin van Getsemane. Ouens, kom ons kyk net gou wat het gebeur in die tuin van Getsemane. Het u geweet, dit was die oomblik wat al die demone in die hel op Jesus neergesak het. Hy het die volle prys betaal, en die skrif sê in daardie oomblik het Jesus in 'n sware stryd gegaan. Nou wie van u, okay, ons ken nie die kaliber of die vlak van die stryd wat die Here Jesus deurgegaan het nie, maar wie van u het al in 'n sware stryd in gebed gegaan? Een. Ouens, as jy nog nie, ek onthou altyd die uitdrukking van die maar wat môreoggend, sy het so hier en daar 'n bietjie rondgerol oor Jannie wat nie wil leer in die skool nie, en dan kom sê sy die volgende dag, jy weet ek was gisterand in 'n worstelstryd. Ouens, ons het nog nie geleer wat is 'n worstelstryd in gebed nie. En Jesus het in 'n sware stryd gegaan, want hy kon nie die prys, hierdie prys wat hy moes betaal was geweldig gewees. En toe die demone en die hel op hom neersak, om dit so uit te druk, sê die skrif het Jesus nie daar opgegee nie. Hy is ons rolmodel, ouens. Die skrif sê Jesus het met 1, 2, 3 groter inspanning gebid. Sê saam met my, groter inspanning. Wat maak gelowiges vandag? Ouens, ons leef in 'n kits kultuur. Ek het eendag lank terug dit gesê, en ek is 'n kerkmens, ek lieg nie. En ek sê dit hier van die kansel af om dit so uit te druk. My vrou weet, so klompie tye terug, toe stuur iemand eendag vir my 'n boodskap en vra, wil ek nie vir die persoon 'n skrif gee nie. Okay. En ek bid toe en wragties, toe gee die Here my 'n skrif vir hierdie vrou, en ek gee vir haar 'n skrif wat die Here vir my hart lê. 'n Rukkie later, hoor nou mooi, toe stuur hierdie vrou vir my 'n boodskap terug en sê, Etienne, het jy nie vir my 'n ander skrif nie, want hierdie ene werk nie.
Maar nou moet julle weet, ek was stom geslaan. Nou wie van u is nou stom geslaan? Want dit is wat mense doen. Hulle brabbel net goue skriffie en dan is dit 'n magic, soos 'n wong. Wat is dit? Is dit 'n wong? Is dit wat die witches, wat die hekse gebruik? So towerstafie. En nou wil hulle dit met een mense se in ons Christendom, ek bely nou net 'n skriffie of ek plak nou net 'n skriffie teen die muur en dan gaan daai skriffie alles verander. Ouens, gebed is die asemhaling. Toe Jesus in 'n stryd was, sê die skrif, het hy met groter inspanning gebid. Handelinge 12 leer vir ons dat Petrus was in die gevangenis gewerp. Herodes wou hom doodmaak en hy het sy hande aan die disippels en die kerk kom in 'n gemeente, in 'n huis bymekaar. Want hulle mag nie, hulle word vervolg. En wie van julle weet, terwyl Petrus in die gevangenis was, hier sit Petrus, picture dit ouens, Petrus sit in die gevangenis en hy's aan kettinge gebind. Handelinge 12 vers 5 sê, daar het aanhoudende gebed deur die gemeente vir hom opgegaan. Nie skietgebedjies nie Etienne stuur vir my 'n ander skriffie want hierdie ene werk nie. Ek het hom nou 2 of 3 keer opgesê, zip, nou moet hy dit verander nie. Ons lag nou daaroor, maar wie van die weet, dit is eintlik in die harte van mense vandag. Want mense weet nie meer wat dit is om deur te druk in gebed nie. Kan ek dit nog sê vandag? Is dit so ouens? Geliefdes, die skrif sê, sê gou saam met my, daar het aanhoudende, ek praat uit my hart, daar's nie slides vir oggend nie. Daar het 1, 2, 3, aanhoudende gebed deur die gemeente vir hom oopgegaan. En wie van julle weet wat sê die skrif, wat het met eens gebeur? Nog nooit dit gelees nie. Daar het 'n engel by Petrus kom staan en die volgende oomblik toe val die kettinge van sy hande af. Geliefdes, wie van u sit hier en jy weet van 'n geliefde in kettinge gebind is? Jy hoef nie nou jou hand op te steek nie, maar wie familie of mense in die gemeente, waar kry ons 'n gemeente wat nog vir die mense in die gemeente wat met kettinge gebinde is, bid en bid totdat daai kettinge begin afval. Geliefdes, as 'n gemeente bid, Handelinge 4 leer ons wat gebeur as 'n gemeente bid. Die skrif sê God, die heerlikheid van God het die gebou gevul toe hulle almal eendragtig bymekaar was in gebed. En ouens, toe daai gemeente gebid het, toe val die kettinge af. Hulle was nie by Petrus nie, hy was deur gewees. Kan ons nie weer getuienisse kry van mense wat bid? Nou geliefdes, ek het al hoeveel keer die getuienis gegee, maar ek wil dit vandag in 'n ander konteks gee, dieselfde getuienis, maar ek wil die klem net bietjie lê op 'n ander geval. Nou onthou nou, ons is 'n kerkmens, ons lieg nie, ek spreek 'n getuienis uit. Maar oom Harry wat oorlede is, ons groot mentor in ons lewens van vroeër, vertel van die vrou wat by hom gekom het en na die tyd, hoor nou mooi, hierdie getuienis het afgespeel. Na die tyd, toe gaan sy na haar ma toe en sy vertel van haar ma sê, hoe het jy dit geweet? En toe weerspieël dit alles presies dieselfde wat gebeur het. Die vrou is 38 jaar oud. En sy sê vir hom Harry, sy beleef selfmoordneigings. Hoor nou mooi na hierdie getuienis ouens. Sy beleef selfmoordneigings en hulle bid en hulle vra die Here, en ek vat nou 'n lang getuienis en ek maak hom net gekondens terwille van die tyd. Hy vra vir die Here, Here, wys vir hierdie vrou, wat trigger dit? En hy vra, wat se emosie beleef jy? Sy sê, ek elke keer, hoor nou mooi, as ek nie in beheer is nie, en iemand anders wil namens my 'n besluit maak, dan trigger dit daai emosie. Sy's 38 jaar oud, en hulle sê, onthou, Jesus is die wonderful counselor. Hulle vra vir Jesus, Here, vat hierdie vrou terug, hoor nou mooi, na waar het dit gebeur? Wat wys die Here vir jou? En die vrou sê, die volgende oomblik, sy sien haarself, sy weet nie hoekom nie, maar luister nou mooi, toe sy na die tyd hierdie ding met haar ma gaan praat, toe sê haar ma, wie het jou dit gesê? Maar dit was so. Wow. Sy sien haarself in haar ma se moederskoot, en haar ma staan by die Van Stadensbrug, en sy wil afspring.
Met ander woorde, sy het nie beheer. Iemand anders wil 'n besluit oor haar eie emosie maak. En wat sien jy, vrou Mary, vir haar? Sy sê, ek sien 'n swart figuur, wat my ma die hele tyd sê, dis nie die moeite werd nie, spring. En dan gaan my ma vorentoe, en die Here gee, onthou die gawes van die Heilige Gees, die Here gee vir Mary 'n woord van wysheid. En hy sê vir haar, jy's 38 jaar oud. Hierdie swart figuur het altyd jou depressed gemaak, hy het invloed op jou lewe gehad, maar het jy nog nooit besef, jy's 38 jaar oud, jy leef, wat het gebeur, dat jou ma nie afgespring het nie, en die Here draai haar fokus, en sy sien 'n wit figuur, wat u en ek weet wat 'n engel is, elke keer as haar ma vorentoe kom, dan kom staan hy wit figuur so, en hulle besef, dit was 'n battle in die geestesdimensie, en die volgende oomblik, toe vat daai wit figuur haar, toe verdwyn die swart figuur, en 'n wit figuur, vat haar ma kar toe, en sy ry weg. Toe hulle na die tyd agterkom, toe was, wat die geval was, in daai uur, in daai sekond, in daai oomblik, en hier is die doel, dit wat ek vandag wil sê vir u vanoggend, gaan ons so gemeente word, ouens, daar het 'n paar tannies in PE, hoeveel kilos is die van Stadensbrug van PE af, toe het hulle daar gebid, en hulle was met 'n vroue bid hier, sisters bid hier daai jare nog, by mekaar, en 'n ou tannie sê, ek is onrustig. Ek voel in my hart, ons moet bid vir hierdie vrou. Sy is nou in 'n, en hy vrouens begin sê net, Here, ons weet nie wat hierdie vrou beleef nie, maar ons begin bid. En nou weet u en ek wat in die geestesrealm aangegaan het. 38 jaar later weet hierdie vrou, sy kom na ma toe, sy sê wat het gebeur. Maar hulle bid, en terwyl hulle bid, toe beleef hulle daar's 'n geveg in die geestesrealm aan die gang, en toe hulle vrede ervaar, met ander woorde, toe daar 'n deurbraak was in die geestesdimensie, was dit die oomblik, tyd gewys, toe daai vrou in die kar klim en ry. Nou is my vraag vandag, ouens, gaan ons vandag weer sulke vrouens kry? Gaan ons vandag 'n gemeente wees, wat aanhoudende gebed vir hulle wat in kettinge is? Halleluja. Nou in 20, ons het nog nie eerste huis in Otjiwarongo in 2002, toe het ons 'n selgroep in Otawie, Irina lê by die huis, of sy slaap, as usual. Ja, joke. Nou is ek op gevaarterrein. Nou, Otawie is so 110 kilos noord van Otjiwarongo, en ons het nou nog op 'n so 'n klomp kilos bo, dit het ons by iemand op 'n plaas, by Hertsog hulle, selgroep gehad die aand, en maar môre is, Irina, dis die week, so en jy weet, hy Suidwesboere kan kuier, en met die gevolg is, na die tyd, en hulle kuier, en ek kom nie weg nie, en ek moet terugry, want môre gaan die dag aan. En ek onthou, ek het bietjie vinnig gery. Goed, have mercy on me Lord. Maar ek onthou, ek onthou dit soos vandag, ek kom om 'n draai. Nou as u dink, hier's baie kudus en baie wild in Suid-Afrika, gaan daai kant toe, dan sien jy wat is wild op die paaie, en diere op die pad. En ek het so 150 gery met daai Cressida van my. Goed, maar ek is haastig, en ek onthou, dit was 12:34 op die kar so losie. 12:34, toe kom ek om 'n draai, en 'n mooi kudu. Wat het julle nou gedink, gaan ek sê, maar 'n groot kudu, staan in die middel van die pad. Nou geliefdes, ek onthou net, toe ek verby die kudu is, toe kyk ek terug, en ek dink by myself, hoe is ek nou hier verby? En so kom ek die huis, en my vrou lê lekker in slaap, dit was omtrent 1:00 die oggend, en ek klim saggies in die bed, en 'n ander dag daarna, sê ek vir my vrou hierdie woorde. Jy het gisterand lekker geslaap, né? Ek was gisterand amper Bokveld toe, sê ek. Sy sê, ek weet. Ek sê, wat? Sy sê, daar was 'n kudu in die pad, né? Ek sê, wie het jou gesê? Sy sê, 12:30. Toe maak die Here my wakker, en sê, jy moet nou vir Etienne bid.
teen wild op die pad. Gaan ons 'n biddende gemeente raak, ouens. Die krag van gebed. My pa het in die myn gewerk. Ek sal nie sê wat ons altyd gesê daar ondergrond nie, maar in elk geval, en toe die rotsstorting, daar was 'n rotsstorting gewees en hulle is vasgeval, maar dank die Here hulle is gered. En hy vertel vir my ma van die rotsstorting. Sy sê vir hom, daai tyd in die nag het die Here my wakker gemaak om vir julle te bid. Ouens, en dit het 'n dingetjie wakker gemaak my pa om tog te erken dat daar wel 'n God is. En die beste getuienis wat ek nou vir julle wil gee, is 'n getuienis van 'n jong seun. Hy was 15 jaar oud. 'n Rebel. Nou weet julle seker wie's daai ouetjie gewees, né? En sy ma was baie bekommerd oor hom gewees. Want hy het alles gedoen wat die ma nie vir hom geleer het nie. Waar hy dit geleer het, in elk geval. Maar so is daar 'n rebel, nou weet julle, dis ek. Goed. En my ma dwing my om na 'n kerkkamp te gaan. En wat is Etienne op pad na hierdie kerkkamp toe? Om die kamp op te breek. Ek glo dit of nie, 'n kerkmens, vandag is ek 'n predikant. En ouens, ek kom op daai kamp en ons terg nog, ons spot nog die hele tyd. Ons was so 'n paar chommies, want daar was 'n herlewing en daar was 'n klomp mense daar in die bos gewees wat gebid het. Ek onthou nog, die een vrou het gebid en gesê, Here, al moet ek die hele nag hier deur staan om te bid, sal ek dit doen. Ek onthou daai woorde van daai vrou. En hulle kom uit die bos uit, daar was so 40 jong mense en meneer Oosthuizen, wat vir my pas en draai gegee het, kom uit die bos uit en hy sê vir my, wil julle nie kom saam bid nie? Ons lag, ek sê nee. Hier tot my groot verbasing gaan die ander ouens en hulle gaan bid saam en ek sê ek gaan vragtig nie na hierdie klomp ensovoorts. En toe ek weer sien, toe staan ek by hulle in 'n kring. Nou bid hulle so en hulle hou hande vas. Nou kyk ek ook nog maar so, wat maak hulle nou? En toe dit so hier by my kom, toe is dit nou my beurt om te bid en ek weet nie wat om te bid nie. In die volgende oomblik sê ek net, tog ek okay, gaan ek nou 'n grap maak, gaan ek nou spot? En ek sê, Here, dis die laaste wat ek kon sê. En ek begin te huil, onbeheerst. En ek begin te huil en my lewe speel voor my af. En die woord kom by my op, wedergeboorte. En ek dink by myself in my trane, is dit wat ek al gehoor het, wat hulle sê, wat wedergeboorte beteken? En ek onthou net, ek huil en ek is nou bondeltjie en ek huil. En ek weet nie hoe lank daarna nie begin ek te spreek in tale en ek is gedoop met die Heilige Gees en alles. Geliefdes, dit was so 9:30, 9:45 die nag. Ek kon nie slaap nie, ek lê wakker. Ek is daai hele nag, toe dat uiteindelik almal by die bungalows gaan en ons gaan slaap, suppose. Ek onthou ek het my Bybeltjie so sak, Gideons Bybeltjie gehad. Nou dink ek, waar gaan ek begin lees? En ek dog, okay, ek begin lees by Matteus. Maar ek weet nie wat om te lees nie, maar ek dink, ek huil net die hele nag. Nou, ek onthou, ek kon nie wag vir daai oggend om te kom, om daarna 'n tikkieboks te loop en my ma te gaan bel en te sê wat gebeur nie. Is u gereed? Ek dog by myself, 6:00 die oggend behoort my ma al wakker te wees. En ek gaan bel. En ek sê, Mami, en my eie moeder is nou oorlede, 4 Julie nou die jaar. Ek sê, Mami, sal nie raai wat het gisteraan met my gebeur nie. Sy sê vir my, ek weet. Sy sê, 9:00 gisterand, toe sê God vir my, ek moet nou bid. Etienne is naby om gered te word, bid hom deur. Bid nou, dis nou die tyd om jou seun deur te bid. Sy sê, ek het gebid totdat jy deur is, totdat jy by Jesus uitgekom het. Geliefdes, gisteraan, toe dink ek aan 'n ou song van Jim Reeves, wat gesê, this world is not my home, to say I have a loving mother. En gisteraan toe dink ek net, Here, dankie vir 'n moeder wat gebid het. My ma het in 'n koma ingegaan.
En ons is 1000 kilos van my ma af, en ek vra vir my broer, kan ons deurkom? Hy sê, jy mors jou tyd om deur te kom, het gaan nie help nie. En ek worstel van die Sondag af, worstel ek met 'n ding, hoe gaan ek met my ma praat, om haar nog vir oulaas te sien? En ek worstel met 'n ding, daai donderdag eers, toe ek die guts om vir my ma 'n voice te stuur, en ek stuur die voice, en ek sê, Mami, dankie vir 23 September 1985, wat Mami vir my gebid het, en my by Jesus uitgebring het, deur Mami se gebed. Ek sal Mami eer, ek noem my vrou en my kinders se name, en ek sê, ek en my huis sal die Here altyd dien. En ek eer Mami, ons sal Mami altyd eer. Geliefdes, ek stuur die voice vir my broer, my ma's in 'n koma, hy gaan nog die laaste keer na my ma toe, en hy hou die voice, my ma lê so. Toe my ma die voice hoor, toe draai sy in haar koma, haar kop na die selfoon toe, toe dit klaar is, toe maak sy so. En in daai nag, toe is my ma oorlede. Geliefdes, kan ons nie 'n biddende gemeente wees, wat sê, Here, maak van my 'n bidder. Maak van my, stort weer die gees van gebed in my hart uit. Ek kan nog so baie vir u sê, maar ek dink as jy net, ook my vrou net kom deel. Nou, soos ek sê, hier is baie dinge, wat ek hier het, ek gaan dit nou stop, maar, wat, 'n beersie? Sien, dankie, ja. Ja, ek weet nou nie helemaal hoe wat ek daarby oor nie. Ek dink wat die afgelope tyd in ons harte brand, is, ekskuus tog. Etienne het net nou gepraat van, gebed is die asem. Nou, wie van ons was nou al in asemnood? Dan sê jy my saamstem, dis 'n benoude gevoel. En jy voel, jy's nie in beheer nie, en jy voel, maar jy moet iets doen om hierdie te verander. En eintlik is die awesome in dit alles, is ons het die vermoë om hierdie ding te draai. Ons het die vermoë. Wanneer iemand in asemnood is, dan sal hy alles prys gee, net vir die vermoë om te kan asemhaal. Amen. Nou, daar's baie, ons het regtig, ons kou al 'n geruime tyd oor hierdie, en ons praat alle kante toe oor die, daar's net so 3 skriffies wat ek regtig in my hart het, wat ek glo wat die Here ons somme net mee wil bemoedig. Een van hulle is in Daniël. Ek het sommer gedink aan nou Daniël, en as jy saam met my wil blaai, kan jy blaai na Daniël 6 toe. Ek het sommer gedink aan Daniël. Nou, ons ken die hele storie van Daniël. Daniël en sy vriende, soos Etienne hulle het in die sondagskool geleer van appel een oog, Saterdag meelsak en appel een oog, is nou nie heeltemal hulle name nie, maar ons ken die hele storie van hulle is ingeneem by die koning, en hulle het net groente en vrugte geëet, ons ken al die goeders, maar as jy Daniël gaan lees, veral Daniël 5, en dan ook Daniël 6, sal jy op 'n paar plekke lees, daar word gesê, en die koning het gesien, dat Daniël voortreffelik was. Nou wat het Daniël 'n kerf bo die ander gesit? Nie sy dieet nie. Sy gewilligheid om te sê, geen offer is te groot nie. Nou ons ken die storie van die manne wat 'n plan beraam het teen Daniël en besluit het, hulle gaan die koning ooreed, dat niemand mag bid. Hulle mag net vir hierdie beeld bid, niemand anders mag bid nie. En nou lees ons hier in Daniël 6, in vers 11, nou hoor nou gou mooi, en hier is my awesome. Hy sê, en net toe Daniël verneem het van die bevelskrif. Nou in die hedendaagse vertaling kan ons sê, net toe iets my heeltemal uitgebou het. Of net toe ek 'n groot teleurstelling beleef het. Of net toe ek gevoel het, vandag is ek op moedverloorse vlakte. Nou sê hy hierso, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamer, en hy het in sy bokamer vensters gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag, op sy knie geval, en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Hy was nie uitgebou nie. En as ons hierdie sê, hoor my hart, ons almal het baie keer 'n bakkel in die wiel, of 'n klip in die skoen,
Ons almal het dit. Maar wat is die counterfeit? Ekskuus vir die Engels, wat is die oplossing vir dit? Om nog steeds te gaan, verlaat jou pos nie. Etienne is nou die ene wat my konkordansie is. Daar's 'n skrif wat sê, is die leeubril? Prediker 10 vers 4. Prediker 10 vers 4 sê hy, wanneer die leeubril, nê, verlaat jou pos nie. Nou, ek weet nie so lekker nie. As daai leeu hier agter my gaan sê, verlaat jou pos nie. Wat doen ons, wat moet ons doen as die leeubril? Ons moet net daar sê, Here, ek offer. Ek offer. En die oomblik wanneer ons dit doen, dan gee die Here die deurbraak. En daardie deurbraak is nie altyd sigbaar nie. So ons gaan kyk na Daniël, die verhaal van Daniël. In Daniël 10 lees ons, die ou bid en hy bid en hy bid en hy bid, en op 'n stadium kom die engel daar by hom, die engel Michael, kom die engel daar by hom aan. En amper wil hy die engel uitvreet en sê, waar was jy al hierdie tyd, het jy my nie gehoor bid nie? Die engel sê vir hom, stop net so bietjie. Van die eerste oomblik wat jy begin bid het, is ek uitgestuur. Maar ek was in geveg met die prins van Perse. Maar wat het die geveg moontlik gemaak? Daniël se gebed. Die feit dat Daniël volhard het. Weet nie wie van u het al die boek gelees, Die duisternis van hierdie eeu. Die Engelse weergawe is This Present Darkness. Hy het 'n opvolg ook. Ek sal vir Oudai vra dat sy die boek vir julle leen. Dan kan hy deur die gemeente roteer. Dis 'n boek wat geskryf is, Frank Peretti het die boek geskryf, en hy skryf die boek sodat ons kan verstaan wat gebeur in die hemele wanneer ons bid. Soos wat ons hier sit, glo ek julle weet, ons is omring deur die engele, want dis wat God sê, hy sal die engele aangaande ons bevel gee. Maar wanneer u en ek bid, dis wanneer, wil ek sê, hulle die mandaat het om te operate. Nou is die teendeel ook waar, wanneer ons nie bid nie, het hulle nie die mandaat nie. Amen? Wanneer ons nie bid nie, het hulle nie 'n mandaat nie. Die skrif sê, en ek dink is in Hebreërs wat hy sê, die engele is uitgestuur as dienende geeste vir die wat die Here aanroep. Is dit nie awesome nie? Maar as ons nie bid nie, het hulle geen mandaat nie. So u en ek is die, wil ek sê, die barometer van wat is die mandaat wat die engele het. Dan sommer net 'n kosbare skrif, Wilia, jy het amplified by jou. Jy passion. Jesaja 59 vers 19. Jesaja 59, nou gaan lees gerus die hele Jesaja 59. Nou hierdie is eintlik regtig awesome. Ja, kom ons gee vir Emilia kans om Jesaja te vind. Jesaja 59 in die Afrikaans, kom ek lees hom in die Afrikaans, dan is hy vir eers net gemakliker op ons almal se ore. Hy praat in die hele Jesaja 59 praat hy oor verlossing en hy sê, hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af, met ander woorde van die ooste kant af, want hy, die Here, sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandrywe. Die Here sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandryf. Weet jy, om Jesaja 59:19. So they will fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun, for he will come in like a narrow rushing stream, which the breath of the Lord drives, overwhelming the enemy. Ek hoop julle het mooi gehoor. Like an overwhelming stream. Een van die vertalings sê, like a flood. Nou, die van ons wat nou al so bietjie in 'n stroom in die see gevang was of so, weet jy het geen weerstand daarteen nie. En wat sê hy daar verder? Overwhelming the enemy. Met ander woorde, nie dat die teenstand wat hierdie vyand teen ons hou, teen ons huise, teen ons besighede, teen ons gesondheid. God se begeerte is dat ons sal beleef hoe dat hy nie net daar is nie, maar hoe dat hy dit overwhelm, hoe dat hy dit totaal oorspoel. En wanneer God dit doen, is dit nie net om ons onmiddellike noodkreet raak te hoor nie.
Dit is om verlossing te bring. Dit is om 'n volkome uitkoms te bring. Sommige net een laaste getuienis. Julle almal glo ek weet, vir die wat dit nie weet nie. Estian, toe hy 6 jaar oud was, het van die dak afgeval, ons seun. Ons was daar, Tosca se wêreld, daar waar daar nie selfoonsein is nie, dis hoekom hy op die dak was, ons het sein gesoek. Estian het van die dak afgeval, op sy kop. So 4 meter hoog, nee. Ek was binne in die huis. Ek hoor op 'n stadium Etienne roep Estienne se naam, en toe Etienne Estienne se naam roep, toe besef ek, maar dit is nie hoe Etienne klink as hy Estienne se naam roep nie. En ek hardloop uit, en toe ek so om die hoek van die huis kom, toe hardloop Etienne met Estienne in sy arms. En hierdie lyfie hang slap, sy armpies hang so af, daar's niks. En ek hoor Etienne skree, Jesus. En toe Etienne dit roep, toe sê Estienne, toe staan lewe, en al waaroor hy worry is sy duim, want hy het sy duim verstuit. Die lank en die kort is, ons moes Bloemfontein toe met hom gaan, want daar was toe nou groot havoc met sy oog gewees, as gevolg van die impak wat hy het. Ek sê dit, sodat ons verstaan wat dit beteken as die Here sê, like a flood. Die Here het nie net vir Estienne wakker gemaak nie. Die Here het Estienne se lewe teruggegee. Die Here het Estienne se oog herstel, want daar was 'n risiko dat hy sy oog sou verloor as gevolg van die hou. Vandag as jy na Estienne kyk, as hy moeg is, sakkie een oogie, baie min, die wat hom nie ken nie, sal dit nie eens agterkom nie, en hy het 'n splinterfraktuur op sy voorkop gehad, wat daar gebly het. That is what God does when he says, like a flood. Ouens, as ons honger raak vir die vloed, dan sit dit God se hand in werking om die vloed vir ons te bring. Daar's 'n skrif wat sê, deep cries unto deep. Etienne bedien altyd hierdie ding, hy sê, toe die Here, toe die sonvloed gekom het, toe was dit nie net die water van die hemel wat neergereën het nie, die aarde het oopgebars, en die water wat uit die aarde uit was, het ook na vore gekom. Wanneer u en ek na God roep, wanneer ons diepe na God begin roep, wanneer hierdie diepe waters deurbreek deur teleurstellings of kere wat ons sê, Here, maar ek het gebid en ek het nie gesien wat ek moes sien nie, dan sê die Here, more. Vir soveel soos wat ons hierdie vloed toelaat om na vore te kom, na daardie mate stort die Here sy vloed uit. Het ons nie 'n honger in hierdie dae om die Here te sien werk soos in die voortyd nie? Daar's 'n skrif wat sê, Lord, I have heard of your deeds and I stand in awe of your works, but in this time renew them. Nou, Here, ek wil in my huis instap en my huis moet vir my hemel wees. Here, ek wil met my kinders praat en ek wil hoor dit gaan goed met my kinders. Here, ek wil sien hoe dat my man en my vrou blom in my huis, want u heerlikheid en u teenwoordigheid kom terug en keer terug, soos wat sy begeerte is, dat dit doen. Ek wil amper vanoggend sê, die wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Here sê. Kom ons in hierdie tyd roep. Kom ons roep opnuut na die Here. Kom ons sê opnuut, Here, in ons tyd. Ons het nou die aand gesê, Vaderhart gemeente, ek weet nie hoeveel is ons nie, want ons tel nooit nie. Wat is Vryburg se populasie, het ons nou die dag gesê, 47,000. Genoeg. So Vaderhart gemeente is genoeg, want dis hoe groot ons gemeente is, want dis ons vlak van verantwoordelikheid. Maar eerstens, as for me and my house. En hierdie is my huis. Ek en Etienne sê altyd, ons het nie vreeslik bloedfamilie nie. Hierdie is ons mense. Nou ek wil vandag, wil ek vra, kom ons as huis, hak in. Kom ons as huis, begin bid. Sommige vanoggend net hier. En dan wil ek ook sommer sê, die skrif sê, as iemand onder julle siek is, laat hom die ouderlinge kom. Dan wil ek ook sê, as daar 'n platform is, net soos wat by die bad van Bethesda, as daar 'n platform is, en daar is 'n geleentheid, en daar is 'n geopenheid in die gees, kom ons gebruik dit. Kom ons gebruik die geleentheid om te sê, Here, ek kom, en ek wil sê,
Ek wil honger en dors. Ek wil honger en dors, nie net na wat U vir my kan doen nie, maar wie U is, sodat ek kan sien wat U in my doen. Amen. Kom ons honger en dors daarna. So, kom ons staan, as dit reg is met julle, dan hou ons staan ons, dan hou ons hande vas, en vanoggend my tydjie met die Here toe, vra ek net vir die Here, wat doen ons na die tyd, en sommer net beleef, dat ons bid vir ons geestesdimensie om geconnect te wees met God. Wie van u wil meer geconnect wees, as wat u tot nou toe was met die Here? En die tweedens is, wie van julle het nood, fisiese behoeftes in jou gesin? Irina sê, die platform is hier vanoggend. En wie is daar vandag wat mense weet, wat buite u is, wat krisisse het? Is dit nie vandag 'n geleentheid dat die Here sê, ek roer die waters, gebruik dit vandag. Amen. So kom ons staan op, en ons het 'n uitdrukking in ons huis wat ons sê, ons bring ons node voor die Here vandag. So kom ons staan en ek gaan vir ons lei in 'n gebed, maar bid saam asof dit jy is wat nou bid. Is dit reg so? Onthou die skrif sê 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000, nie 2000 nie. So as daar gesamentlike gebed is daar die korporatiewe salwing wat maak dat ons 'n groter belewenis in die gees het. Yes, kom ons staan in geloof en gebruik dit vir oggend in Jesus naam. Yes, kom ons hou hande vas vir oggend. Vader, dankie dat ons vandag na die troon van genade kan kom en in geloof vandag kan sê, Here, U het ons geroep vir 'n tyd soos die. U het vir Ester gesê, miskien, of Mordegai het vir haar gesê, miskien is jy deur God geroep vir 'n tyd soos hierdie. En ons weet, dit was nie miskien nie, dit was gewees, Here. En ons wil vandag ook sê, vir 'n tyd soos hierdie, vir 'n tyd soos die, wil ons vandag bid, en ons wil ons harte voor U oopmaak, Here. Ons wil ons harte waarwyd oopmaak vir U en sê, ons wil meer met U connect. Kom ons sê vir die Here, Here, stort die gees van gebed in my hart uit. Here, maak ons lewend om ook getuienisse te beleef van wat God gedoen het deur ons gebede in die naam van Jesus. Laat die getuienisse wat vroutjie gegee het, van wat sy gesê het, daai skrif van Habakuk wat hy gesê het, Here, ek het gehoor wat U gedoen het, maar in hierdie dae kom doen dit weer. Ons het gehoor van Etienne wat 23 September 1985 die volgende oggend sy ma gebel het en sy ma het gesê, ek weet. Ons het gehoor van 'n getuienis van Irina wat U wakker gemaak het, bid nou vir Etienne. Ons het gehoor van die vrou in PE waar daar mensies bymekaar was, en so het ons van baie gevalle gehoor. Maar in hierdie dae bid ons, Here, kom maak dit lewend weer. Kom doen dit nou, Here. Stem nie saam daarmee, stem saam met en sê, Here, ek wil dit in my huis. Sê dit nou vir die Here asof dit jy is wat dit bid, en sê, Here, kom doen dit vandag in hierdie dae vir my huis. In Jesus naam, kom maak dit weer lewe. Kom stort die gees van gebed uit in my huis in Jesus naam. Here, ek het node. En ek weier om te glo van dit wat baie mense sê, dat God nie meer wonderwerke doen nie. Ek verwerp dit vandag. Stem saam met dit in Jesus naam en sê, Here, ek bring my fisiese node, dit wat ek die Here so voor vertrou het. Maak nie saak wat dit is nie. Bring dit vandag met bultnis voor die troon van genade. Hebreërs 4 sê, laat ons na die troon van genade gaan om barmhartigheid te vind en op die regte tyd gehelp te word. Dit is nou jou regte tyd. Bring hierdie nood wat jy voor die Here gebid het. Dink aan Jesus wat gesê het, ek wil nie hê jy moet moedeloos raak as jy bid nie. Al het jy al 100 keer oor hierdie saak gebid, bring dit nou weer. Bring dit vandag voor die Here in die naam van Jesus. Bring hierdie krisis voor die Here vandag en sê, Here, ek het geloof. Ek dink aan Paulus wat in Lister gesit het, Here, en hy daai jong man gesien wat verlam was, en hy daar gesit, maar hy het nie dadelik vir hom gebid nie, maar die oomblik toe hy sien, daar's geloof,
toe sê die skrif, het hy vir hom gesê, staan op en loop. Here, daar is vandag geloof in hierdie gebou. Daar is nou geloof vir 'n wonderwerk, Here. Hoeveel keer het Mammy nie vir my gebid nie, maar daar was 'n oomblik wat U alweer geroep het en gesê het, nou is die tyd. Here, vandag is die tyd. Vandag is die tyd vir wonderwerke, vir my wonderwerk wat ek hier vertrou, vir Here, as dit is vir iemand wat ek voorbid, vir kettinge soos met Petrus, laat daai kettinge vandag afval, Here. Laat die wonderwerke gebeur, laat die genesing fisies, geestelik, whatever my nood is, Here, jy weet wat is dit wat jy die Here voor vertrou. Here, vandag bring ek dit voor U. In Jesus naam, ek bely U is die God van wonderwerke. Here, U woord sê U was, U is en U sal wees. Here, ek bid vandag dat ek hier sal uitstap en meer van God soek as ooit tevore. Daai skrif wat vroukie genoem het, when the enemy comes in like a flood, soos 'n vloed, sal die Here die saamgeperste asem laat blaas. Halleluja. En ek bid dit vandag, Here. Ek bid dit vandag in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam spreek ek oor hierdie families wat vandag hier staan. En ek sê geloof, geloof, geloof. Ek spreek geloof in jou hart. Here, maak geloof los. Here, U woord sê van geloof en dan praat U ook van die gawe van geloof. En dit bid ek vir mense vandag in hierdie gebou, Here, vir bonatuurlike geloof. Here, ons glo aan die uitdrukking wat sê God adds to your faith. Die disippels het nie verniet gesê, Here, gee ons meer geloof nie. Here, U het die skrywer gesê, skryf dit neer, dat die disippels gevra het vir meer geloof, en ons vra vandag meer geloof, Here. Bring jou moedeloosheid voor die Here, en sê, Here, help my, om meer geloof te hê, in Jesus naam. Soos Jakob met God geworstel het, en gesê het, ek sal U nie los, voordat U my geseën het. Mag dit, Here, ek dink aan daai vrou, wat nie 'n Israeliet was, en sy kom by Jesus, en U toets haar geloof, en U sê, maar, dis nie goed dat jy die brood van die kinders eet nie, en sy sê, Here, maar, ek is bereid om die krummels te eet, wat van die tafel af te val, en U het gesê, vrou, groot is jou geloof. In die hele Israel het ek nie soveel geloof gesien nie. Here, ek bid dat ons sal sê, ons is bereid om te eet van die krummels wat vir die honde afval. Ek is bereid om dit te soek. Maar Here, daar's 'n desperaatheid wat besig is om los te kom in my en in my huis. En ek sê, dit gebeur. Dit gebeur in hierdie dae, in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. Yes. Kom ons staan net en ons ontvang net van die Here in geloof. Let the river flow, Lord. Hallelujah. Let the river flow, Lord. Let the river flow, oh God. Let the river flow, oh God. Strome van lewende water begin te vloei, los te kom uit my binneste. It brings healing, it brings life. Yes. Yes, kom ons sê dit, Lord, let the river flow. Laat die rivier in my huis begin
oorvloei. Jesus naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor. Jesus naam. Halleluja. Yes. Halleluja. Yes. Halleluja. Yes. Here, U maak 'n dankbaarheid los van ons harte om na U te begin kyk en nie na die vyand te kyk. Here, soos daai vrou wat vir 38 jaar gebind was, Here, wat daai swart figuur gedoen het en in 'n oomblik haar vrygemaak het toe sy besef het maar sy lewe. Waar was God al die tyd? God was daar. O Here, en so kom bid ons vandag dat U die oë van ons harte sal oopmaak om te besef God was al die tyd daar. Halleluja. Hier soos iemand en ek seën jou vandag net om vir die Here net nou dankie te sê. Here, ek leef. Ek leef. U was daar. U het gekeer. Ek leef. Halleluja. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Yes. Amen. Jy kan saggies sit as jy wil. As daar iemand is wat gebed nodig het, is jy weer eens welkom. Sal met die grootste liefde saam met jy bid. Halleluja. Daar is 'n ou liedjie wat in my hart opgekom het vroeër vanoggend. En die liedjie het gesê, is 'n ou liedjie wat ek van my kinderjare onthou. Die liedjie is ouer as ek. So, wie van julle ken 'n ou liedjie? Dis nou nie wat Koos du Plessis gesing het. Ek ken 'n ou liedjie nie. Maar dankie Adrian, jy kan hom vir ons. Hy het gesê, all over the world the spirit is moving. All over the world, as the prophet Habakkuk said it would be. All over the world there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Nou kom ons sing dit sommer net. En as ons klaar is, dan is ons klaar. En as daar mense is wat gebed nodig het jy hom daar? Ek weet hy's 'n A op die gitaar. Goed. Vrou gaan gou kyk of hy daar is. Amen. Ontvang jy dit in geloof vanoggend? Okay, maklik. Hy doen nie 1 2 3. All over the world the spirit, ek's bietjie hoog, sorry. All over the world the spirit is moving. All over the world as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Amen weer. All over the world the Spirit is moving. All over the world as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Bietjie mooi saam gesing. Frans. Wow. Ken jy hom? Nou kom sing hom gou saam. Daar sê. Wow. Dis nou lekker om dit te hoor. Okay, kom ons staan, laaste keer nou gaan ek vir Gerard se lewe ons afsluit. En dan as ons klaar is, as Gerard vir ons afgesluit het, dan as 'n lekker koffie en Woensdag aand die ouens wat wil bietjie laat ons net bietjie deel oor wie is die gemeente
En dan as daar iemand is wat gebed nodig het. 1 2 3, kom ons staan. All over the world, the Spirit is Mooi. moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Ag, nog een keer toe, 1. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Amper sê ek hiep, maar dankie. Blessing, wow, Jessie. Dankie brother. Vader, ons kom vanoggend en ons sê net dankie dat ons so geseënd was met die woord. Here, U sê in Jesaja, daar kom 'n tyd wat 'n nuwe verbond met julle sal sluit. Hey. Here, dis nie 'n eenmalige verbond nie, want die oorspronklike vertaling sê verbond beteken dis vars en nuut. Amen. Wow. Here, laat ons elke dag 'n nuwe varsheid en 'n vreesnis van U af sal kry. En wat Irina ook gesê het, Here, gebed is ons nie bid nie, is ons eintlik die oorsaak waar die engele nie in aksie kom nie. En ons bely ook dit, daar waar ons daar nie gedoen het nie, en nie genoeg doen nie. Vader, en ons vra net vir U seëning in die week, in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Geen iemand 'n drukkie daarom uit vir die net nie weghardloop nie. Amen. Here is kosbaar.